Weereens goeienaand en hartlik welkom aan iedere en elk van julle. Is daar enige iets wat beter nuus is as dat God in Christus mens geword het? Dat die hemel aarde toegekom het, dat hierdie aarde saak maak, dat dit God se aarde is, dat ons God hier kan belewe in die gewone dinge van elke dag, die natuur, ook in ons liggame. Dit is waaroor hierdie Kersprogram gaan, dis waaroor 'n Kerssangdiens gaan, dis waaroor Kersfees gaan, en dat God gekies het om aan ons te verskyn in die liggaampie van 'n kind, dat God die geskiedenis kom verander het deur 'n kind. Wat 'n wonderlike, hoopvolle boodskap is dit nie vir ons nie. En daarom welkom aan elkeen van julle. Mag jy jou eie hart en jou stem sien as 'n klein onderdeel van vanaand se simfonie tot eer van die Jesuskind. Welkom aan jou, welkom aan ons gaskunstenaars, in die besonder ons besoekende gaskunstenaars. Ons gaan julle nie elkeen bedank nie, ons bedank julle agter op die blaadjie. Vriende, kyk gerus wie die mense is wat vanaand vir ons moontlik gemaak het. Ons is vir julle uit ons harte uit regtig dankbaar daarvoor. Vriende, net 'n paar praktiese reëlings. Eerstens, die aand vloei sonder enige verdere afkondigings. Ons vra dat julle daarom ook nie applaus sal lewer tydens die diens nie, al is dit hoe mooi. En dan het julle almal so 'n gloeistokkie ontvang. Die jong mense weet wat om daarmee te doen. Jy doen dit nie daarmee voor ons stille nag sing nie, en dit is, jy knak hom. Wanneer ons stille nag reg aan die einde van die diens sing, dan kan ons nou die gloeistokkie knak, en dan gaan die liggie skyn, en ons gaan afsluit met 'n wonderlike lied. Weereens welkom, en mag vanaand 'n simfonie wees. 'n Wonderlike simfonie tot eer van die Jesuskind. Kom ons word dan nou so 'n oombliekie saam stil voor die Here. Engele uit die hoogste hemel sing ter ere van 'n kind, van 'n nuwe tyd wat aanbreek, waarin almal vrede vind. Sing Hosanna, prys hom Jesus, seun van God. Jare later loop daar kinders voor hom in Jerusalem en besing hom as die koning, juigend met 'n blye stem. Sing Hosanna, prys hom, Jesus, seun van God. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, sy Seun, ons Here Jesus Christus, en die Heilige Gees wat hier by ons is. Amen. In the flame of a flicker
'n sterrenkruis hang in die nag. Die aarde wieg, die wêreld wag. Oor Skaapbosvlakte straal die hemelvuur, oor silverdieptes waar vissers stuur. 'n sterreseën oor berge swart, Gods liefde skyn van hart tot hart. Sag soos 'n duikerlam in gras gebaar, ver van die leeutrop se honger staar. O liefde, liefde, liefde groot, Gees wat in 'n mens lyf bot. O lig van vrede in ons nood, in doeke lê die seun van God. Uit ewige lig daal vrede neer, oor rook en roet en bloed op teer. Oor sinkplaat, kers, oor spogbuurtliggies blink. Bo alles bly 'n engelvlerk wink. 'n sterrekruis hang in die nag, die aarde wieg, die wêreld wag. Voor die wit sterbome mosadorings kwyn, lê in ons harte ons redder klein. O liefde, liefde, liefde groot, Gees wat in 'n mens lyf bot, oorwinnaar oor die donker dood, in doeke lê die seun van God.
As Bethlehem net nader was, dalk iewers in die land, dan sou ons vir die kindjie as geskenke vat, offers uit ons seerkryland. Want nêrens ruik die reën so soet nie, kom lê die herfs as roes nie. En as die son ons oor die blou see groet, dan breek die sonneblom sy goudpot oop, en laat my land sy goud as offer, tot by die lam se voetjies loop. Dan kniel ons hier in Afrika, soos herders lank terug, by doringvure wat die nag verlig. En vir die kindjie in die krib word daar pasellas uitgehaal, 'n heuningkoek, laventelbos, 'n sonneblom, 'n velkaros. Die wyses onder ons sou vir die kind 'n kaartjie los, 'n dankie vir ons reënboogland, vir roesrooi Kalahari sand, pers vygies teen 'n duin se kant. En God se kerskind vlam wat brand in elke hart in hierdie land. Of stormy shadows round, kindness must watch for me this side the ground on this shining night, this Night of stars.
Kerstyd, 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 Kerstyd. Wat 'n wonderlike tyd, van vrolik wees, lekker eet en groot joeluit. As almal om die Kersboom 'n sitplek kry, kan ek behoorlik die horriepiep kry. Om die Kersboom lê al die geskenke so mooi, in verskillende kleure van goud, geel en rooi. Ek moet so te kere dat almal vir my lag, tot pappa sê. Kara, kom saam met my. Eers wil ek hê, jy moet mooi verstaan, waaroor al hierdie persente eintlik gaan. Al was jy nie daar nie, moet jy die verhaal onthou van die grootste persent, vir my en vir jou. Kom, ek vertel jou van Jesaja, 'n profeet. 'n Profeet is iemand vir wie God sê wat die mense moet weet. En so het God vir Jesaja gevra om hierdie boodskap aan al die mense oor te dra. Ek gaan iemand na die aarde stuur om die duiwel te verslaan. Iemand wat alles van die liefde verstaan.
mense het nie regtig die boodskap verstaan. En so het 700 jare verbygegaan. Maar toe, op 'n dag, staan 'n mooi jong vrou en droom oor haar Josef, met wie sy gaan trou. Toe 'n engel van God skielik voor haar staan. Haar hart het doef doef in haar borskas geslaan. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. O, die penarie waarin Josef hom bevind. Maria
Ons is nie getroud nie. En nou is daar 'n kind. Kalmeer nou Josef. 'n Engel was by my gewees en hy sê Jesus kom van die Heilige Gees. Ja, okay Maria, maar die mense gaan praat. Ek wens ek kon liewer die dorp verlaat. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het ook saamgegaan om ingeskryf te word. So wortelrys deel van die Kersverhaal. Josef langs die donkie, Maria in die saal. In Bethlehem was al die blyplekke vol. As die baba nou kom, gaan dit lelik lol. Na mooi praat en soebat, maak 'n herbergier vir hulle plek in sy stal, tussen mis, strooi en dier. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
In 'n vuil donker stal tussen diere en strooi, 'n klein pappebaba in sy onskuld so mooi. Die herbergier loer in. Is dit 'n seun, wil hy weet. Inderdaad, meneer, en hy sal Jesus heet. Dis koud, sê hy. Ek sal nog komberse bring. Dankie, meneer. Wie's dit wat daar buite so pragtig sing? In die veld om 'n vuurtjie, hou skaapwagters wag, skyn daar skielik 'n lig, helder soos dag. Groot konsternasie, hulle is baie benoud, gryp na hul kieries, want hier's nou fout. Skielik praat die wese wat so lig afgee, en deel hulle hierdie boodskap mee. Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Dit was vir hulle moeilik om dit te glo. Uiteindelik hier, hul verlosser van bo. Maar gebore tussen diere in 'n stinkende stal, hulle sou nie sommer vir die storie val. Eerder 'n paleis wat skitter en blink. Ja, dis mos hoe mens oor die Messias dink. Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het.
Geen twyfel meer by die herders daar, dat dit God is wat hom aan hul openbaar. En toe die engele weer verdwyn, sien hulle 'n vreemde ster bo Bethlehem skyn. En dadelik besluit hulle om te gaan kyk of die kind in die krib soos 'n koning lyk. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor die kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Die nuus versprei, wat die harte van baie mense sou verbly. Ook sterrekykers kom van baie ver en vind hom in die krib onder die vreemde ster. Du God as mens neergedaald.
Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre.
Baie dankie aan elkeen wat gehelp het, wat bygedra het om van vanaand so 'n pragtige simfonie tot eer van die Jesuskind te maak. Elke stem, elke instrumentalis, ons pragtige kinders en ook hulle wat ons geseën het met hierdie pragtige blomme en versierings. Staan asseblief nou op en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly en wees. Amen.